Jy luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Jy is ingeskakel op Storytyd saam Stella. En ja, jy het sopas my ketel oorkook. Dit is tyd vir daardie lekker koffie. Lekker man, lekker. Ja, hy smaak so agter die oor. Soos my ouma Mona altyd gesê het, lekker man, agter die oor lekker. Vanoggend vroeg kry ek 'n boodskapie daar van Willie van Tonder af en Willie sê, hoorie wil ek darm nou net vir jou sê. Wag, kom ek lees vir julle. Ou Willie sê, daar is nou nie 'n oggend wat my gedagtes nie na jou toe gaan met daai nader trek van my eerste koffie nie. Baie goeie waarde boodskappe wat jy gedeel en nog steeds deel het. En dan skryf hy nou vir my, dis nou vir my nou, soos die heuning in my koffie, nee. Hy sê, jy's a blessing that blesses everybody every day. My 5 cent skryf hy. Nou ja, toe wil jy jou 5 cent, nee, soos die munt wat die koning gegee het, vir daardie ene wat daarmee geboeker het, jou 5 cent word sommer maal 5 maal 5000 in die koninkryk se hand, want jy het nou sopas na my dag gebless. So is 'n bietjie lanklaas, baie lanklaas gekuier, né? En ek wil graag vir julle 'n bietjie selfies lees, bietjie lekker goed lees, wat my hart geraak het vanoggend. Sommige vroeg al, lekker, dis lekker as 'n mens lekker boodskappe kry in die oggend, en jy mooi wakker word. Nou moet ek vir jou sê, het ek agtergekom die oggende wat ek wakker word, nog eintlik voordat ek my oë oopmaak, daar's 'n mooi woord, bewuswording. Wanneer jy bewus word dat jy nog hier is, nee, jy haal asem. Jy sal miskien so een oog oopmaak of so, jy weet, so tussen wakker en nog aan die slaap. Maar jy is bewus dat jy hier is. 'n ding wat ek besluit het om te beoefen en wat ek nou al beproef het en wat goed werk, is om eers te sê, dankie Papa Vader, dat ek hier is, dankie vir die nuwe dag. En dan begin ek met my dankielys. Want ek glo jou dankielys moet altyd langer wees as jou kla en jou vraelys. Want as jy met dankbaarheid begin, dan lig jy jou eie gees, you lift your own spirit. Jy connect met die ene wat jou gemaak het, en hy deponeer in jou alles wat jy nodig het. Dankbaarheid, begin met dankbaarheid. En dan gooi jy so lank na die koffie en al die goede in, en dan maak ons nou eers daai lekker koffie. Dis goed om eers daai paar minute te hê. Nie almal kan onder die boom gaan sit of in die tuin gaan sit of op 'n mooi plek sit nie. Party mense het nie eers tuine nie. Party mense het vir my geskryf, ag Stella, so lekker om jou boskonsert te hoor. En al sulke fyn goedjies wat hulle optel terwyl ek besig is met Storytyd, wat ek van selfsprekend aanvaar is kosbaar en ekstra spesiaal vir iemand anders. En ek wil vir julle 'n stukkie voorlees. Ek het al van haar goede voorgelees, maar lanklaas. Haar naam is Julie Kay en sy is die mooiste hartsmens. Sy skryf gedigte. Julie Kay Poetry kan jy gaan soek. Julie soos in ULLIE. Julie Kay, en as dit KAYE. Julie Kay Poetry. Hierdie enetjie is genaamd When the World Feels Stormy. When the world feels stormy, listen for the softer voices. Love radically. Enter into the spaces you don't have to bend yourself
to get into. Reach for something even when doubt tries to tell you that it no longer exists. Hope, angels, light, fortitude, strength in numbers, God. Let chaos fuel you towards art, museums, conversation, thrift shops, nature, libraries, holy places. When the world feels stormy, look for the teachers, trees, dogs, orchids, mountains, rivers, butterflies, ants. Hold on whenever the calm outweighs the noise. Scripture, music, prayer, gratitude, the hem of his robe. Hoe mooi is dit? Nee, so mooi, net 'n sagte, mooi, warm herinnering om aan die mooi vas te hou wanneer daar 'n storm voel aan die broei is of dalk klaar binne in jou woed. The softer voices, nee, al daai mooi goed waarvan sy nou gepraat het. As daar so pragtige pink, lyk soos 'n orgidee wat prentjie wat sy daarby het. Ek gesels vroeg vanoggend met 'n vriendin en sy gee sulke mooi raad en ek wil dit graag met julle deel. Sy sê, ons praat so 'n bietjie en sy sê, dit gaan goed met hulle. En wat sy nou doen, wanneer sy by die huis kom, want sy het 'n besige dag, so sy het hierdie werk en dan, mense is so vol van al hierdie goeters wat jy moet doen en jou brein is nog in werkmode. En jy probeer om te, soos die Engelsman sê, decompress. Dit is so belangrik, want jy met die werk, nou tussen daar by die werksplek en die huis, daai karrit, nee, daar moet jy ernstig die werk los. Jy moet hom, die laaste gedagte van die werk daar aan die kar in, by die wryt laat uitgaan. Jy moet hom nie in die kar los nie, want môreoggend jy daar inklim as hy daar. En jy gaan hom nie daar soek môreoggend nie, want môreoggend moet jy 'n stukkie van die huis saamvat en dan moet hy daar in die kar in linger en vir jou wag, dat jy daar by die werk uitklim en dan dieselfde ding heen en weer elke dag. Maar wat sy toe nou sê is, wanneer sy by die huis kom dan decompress hulle so, hulle gaan nou eers lekker ontspan, trek lekker gemaklike skoene aan of trek die skoene uit. Alles wat styf is, maak dit los. Was jou handjies, splash jou gesig as dit nodig is, sit die ketel aan. Dit werk altyd. Of party mense hou daarvan om 'n bottel wyn op te maak. Wat ook al, of jy die ketel wil aansit en of jy na die wynrak toe wil stap, of dalk vrugtesappie gooi, wat ook al. Ietsie om 'n bietjie van daai nodige liquid in jou lyf in te kry. Vloeibare vertroosting wat so oor jou tong af, in jou keel en af, so in jou binneste gaan en so 'n bietjie salf. Nee, lekker man. Terwyl jy diep asem vat, dan sê sy gaan sit nou eers buite saam met haar man. Hulle albei gesit buite, dan sit hulle in die tuin. Hulle twee is lief vir tuin maak, so dit 'n pragtige tuin, ek weet. Hulle het so 'n mooi prieel wat hulle onder sit, 'n druiweprieel, wat hulle so 'n bietjie nurs. En om hom is allerhande mooi kruiepotjies en plantjies en daar's 'n roosmaryne wat daar uit my ou tuin uitkom wat lekker wortel geskiet het daar. En daar's lavenders en allerhande mooi goed. Gesit hulle daar in die tuintjie en dan drink hulle nou hulle drink dingetjie van hulle keuse. En dan gesels hulle bietjie oor hulle dag. En ek kan nou al dink,
dit sal so dit moet seker so 'n tikkie hê van iets wat nou nie lekker geloop het vandag nie, wat jy vir niemand kon vertel nie, wat jy nou net vir daai mens wat nou daar saam met jou sit en weg is van die werk af, net 'n bietjie kan uitlaat, sodat dit jou nie siek maak nie. Maar dan moet 'n mens nou 'n mens se dag verder moet jy maar so 'n bietjie draaiboek skryf. Jy moet so 'n bietjie mooi maak, polish hom so 'n bietjie kleur hom bietjie in. Wat bietjie van die swart weg, sit bietjie kleur by, sit bietjie mooi skemer kleure, sagte pastelletjies dalk daar waar dit die harde kleure is in en kleur jy hom in. En dan salf jy bietjie mekaar se ore, maak bietjie mekaar se siele vol. Werk saggies. En dan kan jy dalk stadig opstaan en julle kan mekaar help om lekker ete te maak. Dit hoef nie complicated te wees nie. Dit kan worsbroodjies wees as jy nie vanaand lus is om vreeslik te kook nie. Of as jy lus is, dan kan jy dalk 'n lekker stew of 'n soepie aan mekaar slaan of ietsie lekkers, 'n choppie en 'n chippie bak of wat ook al jy voor lus is. Maar moet dit nie complicated, moet dit nie 'n werk maak nie. En dan maak jy bietjie jou siel vol en jy lawe bietjie mekaar se einas. Vat so bietjie aan haar en laat sy so bietjie haar hande so bietjie deur jou hare trek. Vryf so bietjie oor daardie ou moe kind se lyfie wat nou oorlaai is van ook al die skoolwerk. Gee hulle so bietjie 'n drukkie. Hulle is nooit te groot vir 'n drukkie nie. En gaan sit 'n bietjie met die ou mense in jou huis. Dra daar ook 'n koffie en tee aan as jy so 'n bietjie voller is. Partykeer het 'n mens nie woorde nodig nie. Partykeer is 'n koppie tee en 'n koekie ook alright. Partykeer is dit beter as woorde. En dan decompress jy so 'n bietjie en wees bietjie mooi met mekaar en met jouself. En gaan bad lekker sodat jy vars kan voel. En dan doen jy wat vir jou lekker is. En dan stadig decompress jy. Maak die ligte in die huis sagter. Hier by ons het ons so lekker dimmer switches. So die helder ligte kan so 'n bietjie sagter gemaak word. Dis almal wonderlike goede wat hulle uitgebring het, nie die dimmer switches. En ek onthou van oumas en oupas wat op plase gebly het, ou groot oumas en oupas, mense wat ek van gehoor het al wat nou maar die kersse aansteek daai tyd van die aand. En die gaslampies kon ook dim. Hulle kan nou nog. Jy weet daai parafienlampies wat 'n mens aansteek, waar jy so 'n bietjie die vlammetjies so 'n bietjie sagter kan sit, is almal lekker, man. Daar's maar iets daaraan in 'n sag beligte huis wanneer die son sak. Nie daai skerp China ligte nie, man, daai wit goede wat in hospitale hoort nie. Hoor die Adidas stem saam. Hulle sê nee, ag, lelik. Daai sagte ligte. Kersse is altyd wonderlik. Kersse is klassiek. Hulle gaan nooit uit die mode uit nie. En so parafienlampie. Of as jy dan nou, soos ek bevoorreg is om 'n dimmer switch te hê, dan draai jy daai knoppie tot hy nou net die lekker warmte van die lig nog het, maar nie die skerpheid wat jou oog mee seermaak. En dan klim jy met jou skoongewaste voetjies en jou vars lyf en jou vol siel onder jou donskombers in. En jy bid tot jou Abba Vader. Jy lê lepel as jy nog iemand het met die ene langs jou. Anders werk 'n kussing en 'n teddybeer ook goed. As jy dan nou moet alleen inkruip. En dan maak jou oë toe en vertrou dat jou Papa Koning hou wag oor alles en môreoggend dan sê jy heel eerste vir hom dankie voordat jou oë behoorlik oop is en dan sê jy sien hoe lekker werk jou dag. Mag hierdie dag vir julle 'n absolute blessing wees, nê? En onthou om altyd ook 'n blessing te wees. Mooi loop.